Goeienaand, in ons aandgesprekke vanuit die Psalms staan ons vanaand weer by Psalm 51 stil. Naamlik by 'n beeld wat Dawid gebruik en wat vir ons vreemd is, naamlik die van Hisop. Die Hisopplant, waarna dikwels in die Bybel verwys word, is 'n muntagtige plant wat so 'n halwe meter hoog groei. As gevolg van sy haaragtige blaartjies kan dit, wanneer dit in 'n bossie gebind word, as 'n handige sprinkelkwas gebruik word. Dit het ook 'n sterk geur en skynbaar ontsmettingswaarde. Hoekom sou Dawid in Psalm 51 vers 9 na die Hisopplantjie verwys, wanneer hy na sy sonde met Batseba en die openbaring deur Nathan dat hy die skuldige is, pleit, ontsondig my met Hisop, dat ek rein kan wees? Dawid doen in die Psalm skuldbelydenis, hy bid om vergewing, om wegneem van sondes. Hy het diep voor die Here gesondig. Die sonde en oortredinge maak hom onrein en vuil. Dit bring hom in ophopende skuld en smet voor die Here. Gevolglik bring dit skeiding tussen hom en die Here. Dit laat hom wegdryf van die aangesig van die Here af. Dit steel sy lewensgeluk. Hy vrees dat die Here sy gees van hom af sal wegneem. So ernstig is sonde voor die Here. Ook die sonde wat ons nog elke dag doen. Ons skuld hoop op. Ons besmet onsself. Ons word onrein. En dit bring skeiding met die Here. En wanneer Dawid so oor sy sonde nadink, dan kom die gedagte van die Hisoptakkie by hom op. Nie dat Hisop iets kan doen nie, maar dat Hisoptakkies gebruik is en geassosieer is met belangrike seremoniële handelinge in die Ou Testament. Dawid besef, wanneer hy aan Hisop dink, dat daar iets moet gebeur waardeur hy vergewe, ontsmet en gereinig kan word. Die bloed van die paaslam is byvoorbeeld met die Hisoptakkies aan die deurkosyne gesmeer in Egipte. En dit dui op die feit dat die Here die volk as eersgeborenes oorgesien het op grond van die bloed van die offerlam. Eksodus 12. In Levitikus 14 word verhaal hoe die Hisoptakkies gebruik is om dinge mee te ontsmet. En die opdragte oor die reiniging van mense met velsiektes soos malaatsheid en selfs die reiniging van swampbesmette geboue is Hisop in 'n reinigingsseremonie gebruik. Aanverwant vind ons die verwysing na Hisop in Numeri 19. Hier wys dit na die reinigingswater wat Aaron moes maak om oor die koppe van 'n onrein persoon te sprinkel en hom dan rein te verklaar. Heel waarskynlik is die reinigingsrituele in Dawid se gedagtes wanneer hy aan Hisop dink. Die woorde rein en skoon kom ten minste in vers 4, 7, 9, 11 en 12 voor. Die woord ontsondig en was kom in die Psalm in dieselfde vorm en betekenis voor as wat dit in Levitikus en Numeri voorkom. Dawid pleit met die gebruik van Hisop in sy gebed om die onverdiende genade, verlossing en reiniging van sy sondes. Vanuit 'n Nuwe Testamentiese perspektief weet ons dat die pleit om vergifnis en reiniging vooruitwys na die koms van die Verlosser Jesus Christus. Met die kruisgebeurde is daar merkwaardig weer 'n verwysing na die Hisopplantjie. Wanneer Johannes die kruisigingsverhaal opteken, skryf hy in Johannes 19 vers 29. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldate het toe 'n spons vol suurwyn op 'n Hisoptakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Alles rondom die gebruik van die Hisopplantjie in die Ou Testament kom nou in die kruis by Jesus bymekaar. Die oorsien van oordeel deur die paaslam se bloed en die duif en die bul se bloed in die reinigingsseremonies vind vervulling in die offer van Jesus aan die kruis.
Nou deur die geloof in Christus is ek ontsondig. Ek is oorgesien van verdiende dood. Ek is ontsmet, soos 'n melaatse wat gesond geword het. Ek is rein, so wit so sneeu. Die hyssopplantjie, nederig, handige hulpmiddel in die offerdiens, is ook 'n getuienis van die verlossing en die reiniging wat Jesus Christus vir my aan die kruis gebring het. Goeienaand.